Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons het gister so 'n bietjie gekyk na bloutong siekte en vandag gaan ons bietjie kyk na vrotpotjie. Nou ek weet dat al wat 'n boer is gaan vir my sê ek het nie 'n idee wat vrotpotjie is nie. En dis reg so. Ek wil so 'n bietjie gaan kyk na 'n geestelike skapie, se geestelike vrotpotjie. Maar daar's verskillende forme daarvan ook. Ons kry die een in Lukas 15 vers 4 wat sê, sien nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg of een raak afgedwaal. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, wat afgedwaal het, weer gekry. Natuurlik is dit ons goeie herder wat aan die woord is. En hy vertel hierdie storie van hoe een skapie wat afdwaal vir hom so belangrik is. So 'n skapie wat afgedwaal het, noem ek nou maar 'n skapie met vrotpotjie. Hy het op 'n verkeerde pad beland. Hy loop 'n verkeerde pad. In daardie selfde hoofstuk vertel ons herder die storie van die verlore seun. En ook hy het vrotpotjie opgedoen. Want ons sien dat hy, nadat hy sy pa gevra het vir sy geld, het hy vertrek. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Nou weet ons, hy was definitief op 'n verkeerde pad, na 'n verkeerde land toe gewees. So hy het ook vrotpotjie opgedoen. Daardie vrotpotjie wat sê, jy is besig om op 'n verkeerde pad te loop. Kom ons hoor gou wat is 'n kuur vir vrotpotjie volgens die woord. Psalm 23 vers 3 is ons heel bekende psalm wat vir ons vertel van ons herder. En dan sê ons, hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. So die kuur daarvan is dat ons in sy voetspore begin wandel. Die voetspore van hierdie pad van geregtigheid wat hy voor ons stap, né? Psalm 25 vers 4 sê, Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie. En dan lees ons in Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë en dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die nuwe vertaling sê, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Kan julle sien hoe kosbaar is dit dat hy wil hê ons moet op die regte pad wees, nie op die verkeerde pad nie. Yeshua het by die disippels gekom en telkens het hy die woorde gebruik, volg my. En dan het hy aangestap. En volg my het nie net beteken, stap agter my aan nie. Dit het veral beteken, word soos ek. Stap in my spore van geregtigheid, want ek wil julle dit leer om my Vader se naam te ontwil. Ons leer ook dat hy ons partykeer 'n nuwe koers wil laat inslaan. In Johannes 13 lees ons die pragtige storie van waar Yeshua 'n doek om sy middel bind en dan begin hy by een na die ander van die disippels sit en hy wil hulle voete was. Selfs Judas, die man wat hy geweet het, hom gaan verraai, selfs sy voete het hy gewas. Maar dan kry ons die mooi storie waar Simon Petrus vir hom vra, Here, mag gaan nie my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek nou doen, begryp jy nie, maar later sal jy dit verstaan. Nou wat is daar om nie te verstaan nie, hy is net besig om sy voete te was. Maar Petrus sê toe vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. En daarop sê Yeshua vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Jy sien, Petrus het glad nie verstaan wat hier besig is om te gebeur nie, want die volgende paar dae verander Petrus se lewe totaal en al. En die uiteinde daarvan is dat, by die meer, waar hy en Yeshua langs die meer gaan stap, een kant, waar Jesus vir hom vra, Petrus, het jy my lief? En dan sê Petrus ja, en dan sê hy, laat my lammers wei. En 3 keer vra hy om hierdie vraag, om die 3 keer wat Petrus hom verloon het, uit te vis. Maar dan sê hy vir hom, jy is nou nie meer 'n visser van mense nie, ek stel jou nou aan as herder.
Jy sien, partykeer wil hy hê ons moet 'n nuwe koers inslaan, maar ons is so vasgeplak aan die plek waar ons is. Ons wil tog net nie beweeg nie, want dit is bekend waar ons nou is. En dan moet hy ons koers so bietjie kom draai, ons lyf so bietjie vat en ons so bietjie in 'n nuwe rigting stoot, want ons hou nie daarvan om van verandering nie. As jy beleef dat jy dalk so 'n bietjie geestelike vrotpotjie het, is dit 'n goeie idee om vir hom te vra, om jou voete te was, sodat jy 'n nuwe rigting kan inslaan, sodat jy dalk daai nuwe taak kan opneem wat hy vir jou gegee het. Dalk wil hy net vir jou sê, jy het bietjie lank stil gesit, staan op en stap agter my aan, volg my, word soos ek. Dalk ken jy iemand wat geestelike vrotpotjie het. Hy is daai verlore skapie. Wees gerus. Hierdie skrif sê vir ons, hy sal die 99 los om daardie een skapie te gaan haal. En dan tel hy hom op sy skouers. En die geskiedenis vertel vir ons dat 'n herder in daardie tyd 'n skaap wat gereeld afgedwaal het, op sy skouer getel het en dan het hy een van sy bene gebreek, sodat hierdie skaap op sy skouers weer kon heel raak, kon hoor hoe sy herder se stem klink. En die dag as hy hom dan neergesit het, het hierdie skaap nie meer weggedwaal nie, want hy het sy herder geken. So, wat 'n wonderlike belofte. Hy onthou sy skapies wat weggedwaal het. Hy gaan hulle nie vergeet nie. Hy onthou my en jou en hy wil ons voete was, sodat ons op sy pad kan loop, in sy weë kan wandel, vir sy naam. Dankie my koning dat U ons leer om U te volg, om te word soos U is. Dankie dat U ons agterlaat nie, maar dat U ons saam met U neem. Dankie dat U stop by die skapies wat seer gekry het, die skapies wat afgedwaal het, en dat U hulle gaan haal. Ons loof U daarvoor. Amen.